King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Pieter de Tooy, mooi stel, né? Pragtig, Dawie, baie geluk, 25 jaar. Ja, kan jy dit glo? Goeie werk. Maar dit lyk heel anders as daar buite kan. Daar buite kan is dit maar so 'n bietjie van 'n die mekaar speel. Nou, jy praat oor die tariewe van Donald Trump. Dit slaan ons te midde van die verbrokkeling van die regering van nasionale eenheid. En ons kan dit nie bekostig nie. Hierdie land kan nie sulke eksterne skokke meer bekostig nie, maar die interne skokke is besig om ons uitmekaar uit te trek. So wat die afgelope week gebeur het is 'n enorme teleurstelling, dink ek, vir baie Suid-Afrikaners. Ek dink baie Suid-Afrikaners het gehoop dat die regering van nasionale eenheid sal hou. Ons onthou destyds toe die RNE gevorm was, het die kapitaalmarkte gereageer, die rand het gereageer, die Johannesburgse effektebeurs het gereageer. Almal was die positiewe sentiment was die beste wat ons dit in jare gesien het. Maar die onvermoë, ek dink dis 'n paar redes vir hoekom die RNE besig is om te vou. Hy het nog nie amptelik gevou nie, maar dit stuur af op dit. Is die ANC se onvermoë om eintlik maar te aanvaar dat hy die verkiesing verloor het. Ons het vir Fikile Mbalula aan die ANC baie lof toegeswaai verlede jaar toe hulle gesê het ons aanvaar die regering die uitslae van die verkiesing en dit was 'n groot oomblik geweest, maar in praktyk, Dawie, binne in die regering, binne in die kabinet waar beleid gevorm word by nasionale tesourie, wil die ANC absolute volmag bou en uiteindelik het dit gelei tot te veel konflik binne die RNE. Weet jy, as ek nou na jou BTW ding kyk, en die BTW is eintlik 'n klein, dis nie 'n groot ding nie. As ek die BTW ding kyk en die ANC word absoluut deurforceer, moet die ANC verloor vir die ANC wees. Want hulle verhoog belastings wat ongewild gaan wees, en as hulle wel dit nou nie verhoog het nie, gaan die DA natuurlik hierdie spoegkompetisie gewen het. Ja. So hoekom probeer hulle deurforceer? Dit is nie 'n groot ding nie. Ek probeer dit uitfigure, Dawie. As jy kyk wat die afgelope week gebeur het, jy weet die DA het op 17 Maart reeds 'n volledige dokument met voorstelle aan die ANC gestuur wat hulle vir die ANC sê, luister, ons sal julle begroting ondersteun in die nasionale vergadering, maar ons soek die volgende ondernemings om ekonomiese groei aan te wakker en aan die gang te kry, beleidsveranderings. Jy weet sekere goed soos om die spoorweë privaat vennootskappe in die spoorweë, privaat vennootskappe by die hawens. Ons soek sekere waarborge oor die nasionale gesondheidsversekeringsstelsel en die tipe van goed. En die ANC het vir 11 dae lank met hierdie dokument gesit en niks gedoen nie. Verlede Vrydag, die 25ste, het die ANC bloot vir die DA gesê, nee, ons stel nie belang in julle dokument nie. Ons gaan nie met julle hierdie ooreenkomste aangaan nie. Toe begin hulle te kyk na ander vennote om die begroting deur te kry, die EFF en sulke tipe party. Toe reageer die marke. Toe sê die ANC, okay, kom ons gesels. Maar Dawie, die ANC was nooit werklik waar toegewyd om 'n ooreenkoms met die DA te bereik nie. En ek dink ook nie hulle is werklik waar toegewyd daartoe om kompromieë binne 'n regering van nasionale eenheid te vind nie. Hierdie ouens het nog steeds nie aanvaar dat hulle gegaan het van 'n 57% party na 'n 40% party. Wat ek net oor wonder, nou is Action South Africa se optrede. Dis my baie vreemd dat hulle nou iewers skielik en hulle doen dit voorwaardelik. Hulle sê hulle gaan dit net dis my tweede vraag wat ek aan jou wil vra. So nou as sê nou maar die DA verlaat nou die regering van nasionale eenheid, dan soos ek dit nou verstaan en dit wil ek by jou hoor, dan is die DA eintlik in 'n sterker posisie, want hulle kan enige oomblik eintlik in die praktyk 'n verkiesing uitroep, want hulle kan sê 'n mosie van wantroue en hulle gaan waarskynlik 'n ondersteuning kry van die EFF en die MK. Ja, daar vinnig oor Action Suid-Afrika, ek dink dis hoogs opportunisties van hulle gewees om sonder enige waarborge saam met die ANC in die bed te spring. Ek dink ook nie hulle het heeltemal verstaan wat hulle doen toe hulle die fiskale raamwerk in die komitee en toe in die nasionale vergadering ondersteun het nie. Ten tweede, kyk die ding wat ons nie wil hê nie is politieke onstabiliteit en onsekerheid. Jy sê ekonom, jy weet die markte hou nie van onstabiliteit en onsekerheid nie. Dit is wat ons nou per definisie gaan kry. So wat is die ANC se opsies hierso? 'n minderheidsregering, met ander woorde, hulle bly in regering, maar hulle kan nie enige stukke wetgewing deurkry omdat hulle die steun van 60% van die ander partye nodig. Kry hulle die EFF in, as hulle die EFF as 'n vennoot inkry wat hulle oor 50 vat, is dit 'n krisis in Suid-Afrika. Jy weet wat die beleidsrigtings wat die EFF voorstaan, gaan almal van ons raak, gaan almal van ons se manier om ons lewens te lei raak. Dit wil jy nie hê nie. Die buitelandse mark het reeds syne gestuur aan die ANC dat dit is nie die opsie nie. So wat bly oor? Kan hulle die verhouding met die EFF met die DA herstel? Dit lyk nie tans so nie. Die DA sal weer sy leierskap ontmoet oor die naweek. Die ANC is ook, soos ons sien volgende week hoe dit uitspeel. Maar ja, dit sit vir Cyril Ramaphosa in 'n baie swak posisie, want sy regering kan enige oomblik tot 'n val kom. Wat gebeur dan? Kan ons iets sien soos 'n DA-EFF koalisieregering? So die permutasies is veel, die onsekerheid is hoog.
En die mens kan maar net hoop dat die ander rede wat ek nou nie genoem het is, die verdelings in die ANC raak al hoe strakker en sterker. Die verdelings tussen die hervormers rondom Cyril Ramaphosa en die RET's rondom Paul Mashatile. Daai stryd is besig om weer vel te raak daar weer. Ek dink dit het 'n baie groot invloed gehad op die ANC se uiteindelike besluit om die DA onder sy jes te skop. Wel, daar's altyd 'n nuwe storie om oor te gesels. Ek wonder wat hierdie week, wat komende week, wat dan gaan gebeur. Dankie dat jy weer by ons 'n draai gemaak het. En ek moet vir julle sê, ek dink Donald Trump het nog nie einde gekry met wat hy alles beplan met Suid-Afrika nie. En dan wil ek ook vir julle sê, ten spyte van die markte wat die wêreld vol is, moet tog nie onredelike of ondeurdagte besluite neem wat jou beleggings aan betref nie. Gaan praat met jou finansiële adviseur.